Ons tema vir vandag is dat betroubaarheid deel is van ons karakter. Betroubaarheid is deel van ons karakter, deel van ons identiteit. En daarvoor gaan ons saam lees uit Matteus 25 vers 14 tot 30. Ek gaan dit lees uit die Nuwe Testament vertaling. Dit klink baie dieselfde as in die ander vertalings. So hier en daar net 'n interessante ander woord wat gebruik is. Matteus 25 vers 14 tot 30. Maar kom ons bid eers saam. Dankie o Heilige Gees dat U in ons kom woning maak het, dat U adres by ons kom kry het en permanent in elkeen van God se kinders kom woon het. Dankie dat U ons vervul met U gawes en U liefde en U vrug. Dankie dat ons kan lees U het die liefde van God in ons harte kom uitstort, ons kom deurdrenk met U self. Laat U vrede dan deur ons vloei, laat U gawes en U vrug deur elkeen van ons vloei. En daarom bid ek, Here, herinner ons opnuut aan die woorde van ons Here Jesus, dat ons hom baie ernstig sal opneem. Dat die Here Jesus Christus nie net ons vriend en ons verlosser sal wees nie, maar inderdaad ons Here en ons meester, ons leidsman, die een in wie se voetspore ons volg. Ons leer graag weer van U. Amen. Matteus 25 vers 14. Verder gaan dit in die nuwe wêreld van God so. 'n Man het op reis gegaan en vooraf het hy sy werkers bymekaar geroep en opdrag gegee om sy besittings op te pas. Aan die een gee hy 5 goue munte, aan die ander een 2 en aan die derde net 1. Elkeen volgens wat die betrokke werker in staat was om te hanteer. Hy het toe op reis gegaan. Die een wat die 5 goue munte gekry het, het dadelik gaan woeker met sy geld en nog 5 ekstra munte gemaak. Die werker wat 2 goue munte gekry het, het ook aan die werk gespring en 2 ekstra verdien. Die werker wat egter net 1 goue munt gekry het, het die muntstuk van sy baas in 'n gat in die grond gaan begrawe, gaan wegsteek. 'n Lang tyd het verbygegaan voordat die baas van daardie werkers teruggekom het. Sy werkers moes toe kom verslag doen oor die geld. Die werker wat die 5 goue munte gekry het, kom en oorhandig toe die 5 munte saam met die 5 ekstra munte met die woorde, Meneer, jy het vir my 5 goue munte gegee. Kyk, hier is 5 ander wat ek ekstra verdien het. Vers 21. Sy baas sê toe vir hom: Goed gedoen. Jy is 'n getroue en 'n betroubare werker. Jy was betroubaar, selfs oor die bietjie wat ek jou gegee het. Ek sal jou nou met baie vertrou. Wees saam met jou baas bly. Toe was dit die beurt van die een wat 2 goue muntstukke gekry het. Hy sê: Meneer, jy het vir my 2 goue munte gegee. Kyk, hier is 2 ander wat ek ekstra verdien het. Sy baas sê toe vir hom: Goed gedaan. Jy is 'n goeie en betroubare werker. Jy was betroubaar, selfs oor die bietjie wat jy gekry het. Ek sal jou nou met baie vertrou. Wees saam met jou baas bly. Die werker wat 1 talent gekry het, kom toe ook nader en sê: Meneer, ek weet hoe streng en hard jy is. Jy oes waar jy nie gesaai het nie en maak bymekaar waar jy nie saad gestrooi het nie. Daarom was ek bang en het jou goue muntstuk in die grond gaan wegsteek. Kyk, hier is jou muntstuk. Die baas sê toe vir hom: Jou hopelose, slegte en lui werker. Jy self het gesê jy weet ek oes waar ek nie gesaai het nie en ek maak bymekaar waar ek nie saad gestrooi het nie. Moes jy nie dan my geld in die bank gesit het, sodat as ek terugkom ek ten minste rente op die geld gekry het nie? Die baas sê toe: Vat sy muntstuk van hom af weg en gee dit vir die een wat 10 muntstukke het. Vir hom wat het sal meer gegee word en hy sal meer as genoeg hê. Maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En hierdie hopelose werker, gooi hom daar buite in die donker. Daar sal hy van pyn huil en op sy tande kners. Tot sover. Vers 21 sê die baas vir hierdie slaaf en dieselfde in vers 23 vir die een wat 2 muntstukke gekry het: Goed gedoen. Jy is 'n goeie werker. Jy is 'n betroubare werker. Jy was betroubaar selfs oor die bietjie wat jy gekry het. In die 83 vertaling sal jy kan onthou, daar staan: Jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel.
Die Lewende Bybel vertaal dit so: die eienaar sê toe vir hom, dit is baie mooi, jy het my goed gedien en jy was getrou. Met die bietjie wat ek jou gegee het, was jy betroubaar. In van die Engelse Bybels klink dit net so: the master said to him, well done, good and trustworthy servant. Since you have been trustworthy with a small amount, I will put you in charge of a large amount. Net sodat ons die Engelse woord ook kan hoor wat gebruik word by die vrug van die Gees, trustworthy, betroubaar. Ek moet net vir julle nog 'n bietjie lees. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, die eienaar het hom geprys en gesê, uitstekend, jy is 'n voortreffelike werker, een op wie ek kan staat maak. In die kleine het jy jou betroubaar bewys, daarom gaan ek nog baie groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou. En die laaste vertaling is die Boodskap, waar dit so klink, die ryk man prys hom toe, uitstekend, jy is regtig 'n goeie werker op wie 'n mens kan staat maak. Die Griekse woord wat hier in Matteus 25 vers 21 en 23 gebruik word, behoort eintlik in die aktiewe sin hier vertaal te word wat sê, jy is iemand op wie ek kan vertrou. Nie net in die verlede, ek kon op jou vertrou nie, jy was 'n betroubare werker nie, maar jy is iemand op wie ek kan vertrou, op wie ek kan staat maak. Die betroubaarheid of dat 'n mens op iemand kan staat maak, sluit ook baie nou aan by eerlikheid. Sal nou hoor dat in die Ou Testament ook veral waar daar oor God se betroubaarheid gepraat word, dan kan dit letterlik vertaal word met hy lieg nie. Dit klink kras en daarom het hulle dit nou maar net vertaal. Dit is nie nodig nie, want God kan nie lieg nie. Hy kan nie jok nie. Hy bly altyd by die waarheid. Maar dit is ook 'n sinoniem vir om betroubaar te wees, om vertrou te kan word. En dit het my laat dink aan die seentjie wat van die skool afkom met in die moeilikheid 'n brief by die huis. En hy gee die brief vir sy pa wat sê hy moet nou gaan detensie sit, want hy het in die klas 'n pen gesteel. Toe raas die pa met hom en sê vir hom, is jy nou simpel man, vra net vir my, ek kan vir jou honderde penne van die werk afbring. Dit is nou die voorbeeld wat hy kry. Nou ons net 'n paar mooi aanhalings oor betroubaarheid. Iemand skryf, hoe ons dinge doen is op grond van bekwaamheid, gawes en betroubaarheid. Maar hoekom ons dit doen is op grond van integriteit, empatie en agape liefde. Hoe ons dit doen gaan op grond van ons bekwaamheid, ons gawes en ons betroubaarheid. Ons is betroubaar, maar hoekom ons dit doen? Agter dit lê die dryfveer van liefde, empatie en integriteit. Shelley Francis het geskryf, dit verg moed om 'n sinvolle lewe van integriteit te leef. Dis nie iets wat natuurlik kom vir ons nie, dis deel van ons nuwe natuur en daarom moet ons die Heilige Gees toelaat om dit deur ons te doen. Nog net 'n laaste aanhaling, Carla McLaren het geskryf, om met integriteit en empatie te leef vereis visie en 'n verbintenis met jou diepste self. Dit kom baie diep uit ons gees, uit ons hart uit. Hierdie ander vertalings wat ek nou vir u gelees het, ek wys net vir u twee van hulle. In die Nuwe Lewende Vertaling, die eienaar het hom geprys en gesê, uitstekend, jy is 'n voortreffelike slaaf, een op wie ek kan staat maak. In die kleine het jy jou betroubaar bewys, en daarom gaan ek nog baie groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou. Kom vier saam met my fees. En in die Boodskap amper die soortgelyke woorde, die ryk man prys hom toe en sê, uitstekend, jy is 'n goeie werker op wie 'n mens kan staat maak. Spreuke 11 vers 13 praat ook 'n bietjie oor betroubaarheid. Daar staan, iemand wat loop en skinder, lap geheime uit. 'n Betroubare mens bewaar 'n geheim. Nou ja, geheime is maar 'n wonderlike onderwerp, want ek wonder altyd hoekom het 'n mens geheime? Maar as jy dalk nou een het, dan weet jy net so goed soos ek as bitter min mense wat 'n mens kan vertrou met 'n geheim. Want dit gaan oor die waarheid, dit gaan oor vertroue. In die 33 vertaling staan wat daar in Spreuke staan, dit is iemand met 'n betroubare gees, en in die Engelse message word vertaal met integriteit. Iemand wat loop en skinderlap geheime uit, maar iemand met integriteit bewaar 'n geheim. Nou die Hebreëse woord wat in die Ou Testament meer as 100 keer gebruik word, omtrent 108 keer, is die woord amaan, en dit beteken betroubaarheid, om iemand te kan glo en iemand te kan vertrou. In Grieks is dit die woord pistos wat 67 keer in die Nuwe Testament gebruik word, ook betroubaar, getrou,
om die Engelse woordeboek van Griek sê, to believe to the extent of complete trust and reliance. Jy kan volkome daarop vertrou, of op die persoon vertrou, en dit is wat daardie woord beteken. Daarom word dit ook in die Nuwe Testament 'n hele paar keer gebruik om te sê, God is betroubaar, sy woord is betroubaar. Paulus skryf dit vir Timoteus en Titus ook meer as een keer, hierdie is 'n betroubare woord, dan praat hy oor sy eie lering, sy eie interpretasie van die goeie nuus. In 1 Korintiërs 4 vers 1 tot 4 skryf Paulus, so moet julle ons dan sien, ons is dienaars van Christus en bestuurders aan wie die geheimenisse van God toevertrou is. En dan sê hy van 'n bestuurder word veral vereis dat hy betroubaar moet wees. En hy praat nou nie van 'n bestuurder by die werk nie. Hy sê ons almal is bestuurders van die goeie nuus, van die boodskap van die Here. Daarom moet ons almal betroubaar wees. Hy sê maar vir my is dit nie van die minste belang of my betroubaarheid deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word nie. Trouwens, ek beoordeel dit self nie eers nie. Daar is ook niks waaroor my gewete my aankla nie, maar dit beteken nog nie dat ek vry gespreek is nie. Dit is die Here wat my beoordeel. Die Here wil ons betroubaar vind. Die Here wil weet hy kan op ons staat maak. Want God self is betroubaar. Dit weet ons tog. Dis een van die karaktereienskappe wat vir ons so aanloklik is van God, saam met al die ander, dat hy betroubaar is. Dis dwars deur die Ou en die Nuwe Testament opgeteken. Ek bly maar by die Nuwe Verbond, waar Paulus vir Titus skryf in hoofstuk 1 vers 1 en 2, ek het die opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei tot geloof en tot kennis van die waarheid wat lei tot die diens van God, en wat hoop gee op die ewige lewe. God wat sy woord hou, letterlik staan daar, God kan nie lieg nie, hy kan geglo word, hy kan vertrou word, hy het die ewige lewe lank gelede aan ons beloof. God wat sy woord hou, God wat vertrou kan word, God wat betroubaar is. In 2 Timoteus 2 vers 13 skryf hy, ja, en selfs as ons ontrou is, God bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. In 1 Korintiërs 1 vers 8 en 9 skryf Paulus, dit is Jesus Christus wat julle ook end uit sal laat vasstaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees nie op die dag dat ons Here Jesus Christus kom. God is getrou, hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy seun Jesus Christus, ons Here. Hierdie geloofswaarheid, hierdie feit staan onwrikbaar vas. God is getrou, hy is betroubaar, hy kan en hy moet vertrou word. Nou Paulus, ek het so 'n paar weke gelede vir julle daai Handelinge gelees toe hy saam met 'n klomp Romeinse offisiere en ander medegevangenes oor die 200 op 'n boot was en hulle wou nie vir hom luister toe hy sê waarheen hy dink hulle moet vaar nie. Hulle vaar toe hulle eie koers en die boot wil sink en die storm raak net al hoe erger. Dan maak Paulus hulle rustig in Handelinge 27 vers 25 en hy sê vir hulle, daarom manne, hou moed, ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos wat hy vir my gesê het. Ek vertrou op God. Wat resoneer in jou hart as jy hierdie woorde hoor? Kan jy ook sê, ek vertrou op God. Hy kan, hy moet vertrou word. In Romeine 4 vers 20 en 21 skryf Paulus oor Abraham en sy geloof en dat ons nou as gelowiges die nageslag van Abraham is. Dan sê hy, Abraham het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Vers 21, Romeine 4, vers 21. Abraham was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Is ek en jy nog ten volle daarvan oortuig dat God by magte is om te doen wat hy beloof het? Vertrou jy vir God 100%? Vertrou jy God soos Abraham vir God vertrou het, toe hy met 'n bondeltjie hout en sy seun die berg op is om hom te gaan offer? Abraham het vertrou dat God sal voorsien, dat dit nie nodig sal wees om sy erfgenaam te offer. Nou hierdie betroubaarheid wat ons by God leer, sê Paulus, is deel van die vrug van die Gees. In Galasiërs 5 vers 22 en 23 is 'n deel van hierdie lys. In die boodskap word die beskrywing so 'n bietjie uitgebrei van elke afdeling van die vrug en dan staan daar oor getrouheid of betroubaarheid.
Hulle doen goeie dinge vir ander mense. Ander kan altyd op hulle reken, omdat hulle self deur dik en dun op God vertrou. Jy sien daarso die vertalers besluit, dis 'n parafrase, hulle mag maar 'n bietjie uitbrei, amper soos die Engelse Amplified Bybel, waar ons so 'n bietjie die woorde mag verduidelik, in plaas van om net te sê betroubaarheid of getrouheid staan daar, ons as kinders van die Here doen goeie dinge vir ander mense, en ander kan op ons reken, omdat ons ten volle op God vertrou. Hoor net nog een Engelse aanhaling en is uit die Message wat ook 'n parafrase is. We find ourselves involved in loyal commitments. Ons is betroubaar. Ons maak loyale verbintenisse. We find ourselves involved in loyal commitments. Betroubaarheid, getrouheid, integriteit is die nuwe identiteit van elke kind van God. Elke kind van God is deur God self geroep en toegerus om betroubaar te wees, om met integriteit te leef. Ek wil amper sê, dit is nou deel van ons wapenrusting, as ek dit in aanhalings mag sê. Ons trek integriteit ook aan. Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, ons is nou nuwe skepsels. En deel van ons nuwe DNA is betroubaarheid, integriteit. Dis hierdie nuwe klere wat ons dra op grond van die nuwe identiteit in Christus. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Mense wat nog in Adam is, in die ou natuur, die ou sondige natuur, is nie verplig om met integriteit te leef nie. As hulle dit doen, is dit 'n bonus. Ons, ek en jy, doen dit ook nie omdat dit 'n plig is nie. Ons laat die Gees toe om God se integriteit deur ons te laat skyn. Die Nuwe Testament sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, iemand wat in Christus Jesus glo, is 'n splinternuwe skepping. Daardie ou lewe is oor en verby. Let op, alles het nuut geword. Die nuwe lewe het aangebreek. En dan in daardie selfde vertaling Galasiërs 3 vers 27, julle almal wat gedoop is in Christus Jesus, het deel geword van sy nuwe lewe. Julle het Christus soos nuwe klere aangetrek en leef nou net soos hy. Christus is die sinnebeeld van integriteit, van betroubaarheid. En daarom kan Paulus sê, ons het ons bekleë met Christus en ons leef nou soos hy. Maar onthou, ons praat hier van die vrug van die Gees. Betroubaarheid, net soos al die ander aspekte van die vrug van die Gees, liefde, vreugde, vrede, is nie werkies en pluggies wat ons met aftik op 'n lysie nie. Oeps, ek het nou nie hierdie ene gedoen vandag nie. Dis die produk van die Heilige Gees. As Paulus kon een woord daarvoor uitdink, 'n nuwe woord, 'n nuut skepping, dan sou hy dit gedoen het. Maar toe wil hy nou nie net een woord gebruik vir die vrug van die Gees nie. Toe sê hy, die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, betroubaarheid, nederigheid, selfbeheersing. En daar's nie een woord vir al hierdie aspekte nie. Maar dit is die Gees se vrug in ons. Hy maak dit deel van ons karakter. Is betroubaarheid ook jou karakter, my karakter? Kan mense op ons staat maak? Kan God op ons staat maak? Kan mense ons glo? Nou, ek praat nie net oor geheime nie, want dit is baie hartseer dat hulle sê, die best bewaarde geheim is die een wat saam met jou graf toe gaan. Mense moet op kinders van die Here kan staat maak. As dit nou nie teen allerhande diskriminerende reëls en wetgewings was nie, moes mense kon sê, ons stel graag Christene aan in hierdie posisies by ons werk, want hulle is betroubaar. Kan mense dit altyd sê van kinders van die Here? Nou, deesdae mag hulle dit nie doen nie, want dan diskrimineer hulle. Betroubaarheid moet ons karakter wees. Dis nie iets wat ons kan kies nie. Dis nie iets wat ons kan sê, ag nee wat, vandag gaan ek moet nou my belastingvorm invul, dis na die 28ste Februarie, ek hoef nou nie so betroubaar te wees. Niemand sal weet nie. Nee, iemand met 'n hoofletter sal weet. Dis nie iets wat ons kan aan en afskakel sodat dit ons pas nie. Jy kan tog nie integriteit wil afskakel in jou lewe nie. Dit moet deur ons skyn, net soos al die ander vrug van die Gees. Dis deel van ons nuwe karakter. Maar dit moet veral, skryf Paulus op 'n hele paar plekke, dit moet veral in ons sekulêre werkplek baie duidelik na vore kom. In Efesiërs 5 skryf hy in vers 5 en 6,
Julle, ek praat nou daar van fisiese slawe van daardie tyd, maar ons weet dit gaan oor enige iemand wat vir iemand anders werk. Julle moet met eerbied en ontzag na julle eienaars of julle werkgewers luister. Julle moet hulle met 'n eerlike hart gehoorsaam soos julle Christus gehoorsaam. Moenie net 'n mooi vertoning opsit solank as julle gesien kan word nie, want julle probeer nie net om mense tevrede te stel nie. Omdat julle Christus dien, moet julle met julle hele hart doen wat God wil hê. As kinders van die Here, as ek en jy veronderstel om by ons werkplek met integriteit te leef en op te tree. In Spreuke 20 vers 10 lees ons van integriteit en dit is baie interessant, dis 'n direkte aanhaling uit Deuteronomium 25. Daar staan in vers 13 tot 16 oor die werkplek gaan lees, maar is daar die mooi gedeelte waar daar staan God verafskuw mates wat verander, gewigte wat nie altyd dieselfde weeg nie. En dan sê vers 16, die Here jou God het 'n afskuw aan almal wat oneerlik is en ander bedrieg. Ons het vroeër gelees, nou net in 1 Korintiërs 4, vers 2 tot 4, dat Paulus sê van bestuurders in die koninkryk en die gemeente, maar bestuurders van God ook, word daar verwag dat hulle betroubaar moet wees. En dan sê hy, God self toets ons, en daarom sê hy, is daar niks wat my gewete my oor aankla. Dit is so wonderlik as ons as kinders van die Here net met 'n skoon gewete kan gaan slaap. Ongelukkig is daar baie mense wat hulle gewete op 'n manier afgeskakel kry, hoe weet ek nie. In Titus 2, ek is nou amper klaar, skryf Paulus en dit klink so mooi hier in die boodskap, Titus 2 vers 9 en 10. Praat ook met werkers en diensknegte wat vir 'n eienaar werk. Sê vir hulle moet respek vir hulle eienaars, vir hulle werkgewers hê. Hulle moet al die opdragte uitvoer wat aan hulle gegee word. Hulle moenie teepraat nie. Ook moet hulle nie dinge steel nie, sodat ander kan sien dat in alles is hulle eerlik en betroubaar. Dan wys hulle dat hulle geloof nie net 'n klomp dooie reëls op papier is nie. So word die leer oor ons wonderlike God en Verlosser nog meer aantreklik. Paulus sê ons integriteit en ons eerlikheid ook by die werk is soos 'n magneet wat vir ander mense moet trek na Christus toe. Dit is hoekom ons eerlik is, dit is hoekom ons betroubaar is, dit is hoekom ons vol liefde en vreugde en vrede leef, sodat ons die magnete kan wees wat mense trek na Christus toe. Nie sodat ons 'n medalje kan kry of 'n mooi sertifikaat aan die einde van 10 jaar getroue diens nie. Micha 6 vers 8 tot 9, ons sing dit baie keer, som dit so mooi op. Mens, die Here het aan jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Here te dien, dit is wysheid. Nou, ek sluit af met 'n laaste woord uit die mond van ons Here Jesus Christus self. Lukas 16 vers 10 sê Jesus, wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in die groot dinge oneerlik. Wie in die kleinste dinge betroubaar is. Dit is die vrug van die Gees. Kom ons maak, want dit is reeds, maar kom ons laat die Gees toe om integriteit deel van ons wapenrusting te maak. Deel van ons nuwe klere waarmee ons funksioneer. Ons het Christus soos 'n kleed aangetrek. Integriteit, betroubaarheid. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U die toonbeeld van integriteit is, van liefde, van vreugde, vrede, van die vrug van die Gees. Dis U vrug, dis U Gees se vrug. Dankie dat U dit in ons laat groei. Help my Here om baie meer vrugte te dra. Help my dat wat my hart van vol is, my mond sal oorloop. Seën ons opnuut, Here, met 'n gewilligheid om U vrug deur ons te laat vloei. Dankie dat dit U is wat die werk doen, wat die heerlikheid van Christus uit ons laat straal en dit laat toeneem. Maak ons gewillige instrumente en medewerkers. Maak ons mense van integriteit. Amen.